Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Maandag 6 Oktober. Waarde in onverwagte plekke. Kom ons bid saam. Liewe Heer, dankie vir hierdie studie wat ons vandag die voorreg het om te kan deurgaan. Maak asseblief ons hart en gedagtes oop, dat ons die waarde kan sien wat U voeg in onverwagte plekke. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 2 vers 2 tot 11, Hebreërs 11 vers 31 en Jakobus 2 vers 25. Wat sê hierdie skrifgedeeltes vir ons oor Rahab? Ons lees Josua 2 vers 2 tot 11. En toe daaraan die koning van Jerigo gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vandag hierheen gekom om die land te verken, stuur die koning van Jerigo na Rahab om te sê, lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het net gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die 2 manne geneem en hulle weggesteek, en sy het gesê, seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gou agterna, want julle sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak opgegooi was. Die manne het hulle toe agterna gejaag in die rigting van die Jordaan na die druwe en die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by hul uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle vir die 2 konings van die Amorite, Sihon en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, Hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sweer dan nou tog vir my by die Here, dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken. Josua 2 vers 2 tot 11. Ons lees ook Hebreërs 11 vers 31. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Hebreërs 11 vers 31. Ons lees Jakobus 2 vers 25. En is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het met 'n ander pad weggestuur het nie? Jakobus 2 vers 25. Die kruks van hierdie verhaal oor Rahab is die leuen wat sy vertel het ten einde die verkenners te beskerm. Hier is dit maklik om die mens blind te staar teen die feit dat sy gejok het. Neem egter in ag dat sy nie losstaande van haar omgewing was nie. Rahab is gevorm deur 'n samelewing wat uiters verworde en sondig was, soveel so dat God uiteindelik sy oordeele daaroor afgekondig het. Genesis 15 vers 16 sê vir ons, en die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. Deuteronomium 9 vers 5 sê vir ons, nie terwille van jou geregtigheid en die opregtheid van jou hart kom jy in om hulle land in besit te neem nie, maar weens die goddeloosheid van hierdie nasies verdryf die Here jou God hulle voor jou uit, en om die woord te vervul wat die Here vir jou vaders Abraham, Isak en Jakob gesweer het.
Levitikus 18 vers 25 tot 28 lees: So het die land dan onrein geword, en ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspoeg. Maar julle moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al hierdie gruwels doen nie, die kind van die land of die vreemdeling wat onder julle vertoef, want die mense van die land wat voor julle gewees het al hierdie gruwels gedoen en die land het onrein geword. Laat die land dan julle nie uitspoeg as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasie uitgespoeg het wat daar voor julle was. Levitikus 18 vers 25 tot 28. Hoewel die Nuwe Testament haar inderdaad lof vir haar geloof toeswaai, toon 'n versigtige ontleding van Nuwe Testamentiese verwysings na Rahab se heldedaad dat haar doen en late nie se muur goedgekeur word nie. Wat meer is, geen een onderskryf die leuen as 'n geldige manier van optree nie. Die geloof waarvoor sy in Hebreërs 11 vers 31 geprys word, is dat sy haar lot by die verkenners gewerp het, in plaas daarvan om aan 'n verworwe kultuur vas te klou. Jakobus 2 vers 25 prys haar vir die aanbod om verblyf aan die 2 Israelitiese verkenners te gee, as ook vir die aanwysings wat sy hulle later gegee het oor hoe om veilig uit die stad te ontsnap. Te midde van 'n dekadente en goddelose kultuur en ten spyte van Rahab se sondige leefstyl, is die Here haar genadig. Hy sien die saadjie van geloof in haar binneste wat later tot haar redding sou lei. Die goeie in Rahab het die Here wel gebruik, naamlik die geloof in hom wat sy aan die dag gelê het en daarmee saam die besluit om deel van sy volk te wees, maar nooit het hy al haar lewensbesluite geprys nie. In die oë van die Here was Rahab 'n waardevolle siel oor haar buitengewone dapperheid en haar onverstrokke geloof, omdat sy 'n verlossingsinstrument was en omdat sy die God van Israel gekies het. Rahab sien hoe sake in daardie stadium in Kanaan staan. Sy weet wat met die Amoriete gebeur het en daarom verklaar sy in Josua 2 vers 11, want julle God die Here is God, bo in die hemel en onder op die aarde. Noemenswaardig hier is 'n Kanaanitiese vrou se belydenis dat Jahweh die enigste lewende God is. Boonop doen sy dit nog op haar huis se dak, die plek waarvandaan haar heidense volksgenote hulle gebede aan hul gode gerig het, aan afgode wat hulle as opperwesens beskou het. Let op die wyse waarop Rahab haar in hierdie vers uitdruk. Voorheen was hierdie manier van dinge stel beperk tot 'n bepaalde konteks, naamlik dat God al een is wat die reg het om aanbid te word. Eksodus 20 vers 4 sê vir ons: Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Deuteronomium 4 vers 39 sê vir ons: Daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die Here God is, bo in die hemel en onder op die aarde. Daar is geen ander nie. Deuteronomium 5 vers 8 sê: Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Rahab se woorde getuig van die feit dat sy 'n doelbewuste besluit in pas met haar gewete geneem het. Dit getuig ook van 'n bereidwilligheid om te erken dat die God van die Israeliete die enigste ware opperwese is. Haar belydenis toon haar begrip. Sy verstaan die noue verband tussen God se soewereiniteit enerzijds en die oordeele wat van Jerigo 'n gedoemde plek maak anderzijds. Rahab het dus 'n beginselsbesluit geneem. Tydelik het sy tot die besef gekom dat sy, in aggenome Jahweh se onvermydelike oordeele, slegs 2 opsies het. Of om deel van die rebellie teen God te wees en uitgewis te word, of om gelowig 'n oorgawe tot God te maak.
Met haar besluit om eerder die God van die Israeliete te volg, toon Rahab dat die hele Jerigo 'n ander paadjie kon geloop het hulle eerder gekies om die genadige God van Israel te volg. Hoe leer mens uit hierdie verhaal dat ons hoogste lojaliteit aan God moet wees?